Kom ons sê, ek is 'n skaap. Maar kom ons sê dit met geloof. Ek is 'n skaap. En ek ken sy stem. Amen. Die tema, as jy hom respekteer, staan op. As jy hom respekteer, staan op. Hoeveel keer, my broer, my sis, het jy al gesien as iemand inkom en is iemand wat almal regtig bewonder, dis iemand wat regtig gerespekteer word, of iets word gesê en jy eer die persoon wat dit sê en wat hy sê, ewe skielik staan almal op en hulle, wat noem hulle dit, 'n standing ovation. Nou die standing ovation in jou lewe is Jesus Christus. Hallo? Partykeer in die ander kulture gebeur dit baie en dit is my so 'n blessing wanneer ek dit sien. Dit was iemand regtig vanuit die woord iets sê wat dit raak. Hoe sê hulle? Dit hou. Dan staan ons op en ons loof God. Mag dit so in ons wees, my broer, my sis, mag ons nie so blasé word. Ag nee, ek weet nie wat is daai Afrikaans vir daai woord nie. So net gaan met die goedjies wat ons weet. Dat daar nie 'n ding is van dat ek opstaan as ek besef hierdie is so fantasties van my God. Dat daar 'n opstaan in my is omdat ek respek het vir hom. Nie omdat die skrifgie so sê of nie omdat almal nou gaan sing, nie omdat iemand sê ons moet nou opstaan nie. Maar mag ons opstaan omdat ons respek het. Jesaja 60, vanaf vers 1. Staan op, word verlig. Is dit, omdat die lig gekom het, verstaan ek dat julle sal wil opstaan, en dit is reg, staan dan op. Nee, glad nie. Dis 'n opdrag, staan op. Staan op en word verlig. So, word verlig, is dit wat sal gebeur wanneer ek opstaan. Nou my broer, my sis, daar is 'n opstaan fisies vanuit respek. Of jy so wil en of jy nou nie wil nie. Want dit is met jou, soos met jou fisiese tong rig jy jou lewe. Is dit die roer van daardie skip. Met jou fisiese tong besluit jy spreek die woord. Ek kies dit, ek sal die woord spreek. Want ek glo in die woord, ek weet dit is die woord, ek weet dit is, alles sal vergaan behalwe die woord van God sal bly staan. So maak nie saak wat om my gebeur nie, dit kan maar geskit word, maar as ek op die woord staan, as ek die woord spreek, as ek die woord glo, as ek die woord mediteer, as die woord ryklik in my woon, as die woord in my hart is, in my gemoed is, my gemoed vernuwe word hierdie, dan is ek besig met dit wat ewigheidswaarde, wat ek dink het ewigheidswaarde, wat ek voel in my hart het ewigheidswaarde, wat ek leef, wat ek glo, wat ek spreek het ewigheidswaarde. In die midde van, ten spyte van. En wanneer dit in die midde van is, wanneer dit ten spyte van is, dan kyk die wêreld en sê, hoe is dit moontlik? En die antwoord is, Jesus. So word ek en jy geroep, om op te staan. En ek wil sê, op te staan, om uit te staan. Almal sê, opstaan, om uit te staan. Jy nou gesien, as almal sit, en as iemand wat nou skielik daar opstaan, en dan sê jy so, wat gaan daai man doen? Wat gaan hy nou sê? Jy weet, as dit nou iemand is wat jy ken op 'n sekere manier, en daai man staan op, dan dink jy, party staan, ag, hier gaan ons alweer. Hallo? Hy het nou weer iets te sê, hoekom? Want hy het 'n passie in hom, daar is soos iets in hom wat brand. Jy moet opstaan sodat jy kan uitstaan. Hoekom? Want jy glo dat Jesus moet uitstaan bo als. Hy moet uitstaan bo als. Maar dan moet ons deel met wat in die siele aangaan, né? Dan moet ons deel met die goed waar ek vermoeid is, met wat se goedjies ek ook al deurgaan. Moet ek besluit ten spyte van wat siel beleef, vanuit my gees gaan ek opstaan. Maar ek het die opdrag, staan op en word verlig. Maar word verlig is dit 'n lig wat kom, wat uit jou skyn. Maar dit word verlig, dit kom van 'n plek af. Maar dit kom van 'n plek af as ek kies om op te staan. Wat beteken dit as jy opstaan en dan word jy verlig? Dit beteken
Wanneer jy moet opstaan, voel jy nog in donkerheid. Jy voel nog in donkerheid. Jy voel nog, jy gaan deur goed. Jy het 20 redes hoekom jy nie wil opstaan nie. En ek praat van opstaan in jou hart, opstaan in jou gemoed, opstaan in jou geloof, opstaan in te midde van die stryd wat in jou woed. En as jy besluit, opstaan uit daai gemors, opstaan uit daai versoekinge, opstaan uit daai swakhede, opstaan dat jy eintlik maar besef, jy warra nou maar net aan in die lewe. En God gee die opdrag, staan op. As God dit sê, is dit moontlik ja of nee? So hoekom gaan jy hom gehoorsaam? Omdat jy hom glo en omdat jy hom respekteer. Omdat jy hom glo. Hoekom staan jy op? Want God het so gesê. Hoekom gaan jy opstaan in jou emosies? Ten spyte van, almal sal verstaan en die Here ken my hart, dat ek so moedeloos voel, of dat ek dit voel, of ek dat voel, en dat ek nie krag het om op te staan nie. Hy sal verstaan. Dis reg. Maar as jy wil verlig word, as jy die lig wil sien, as die lig deur jou moet skyn, as jy uit die donkerheid moet kom, as jy die donkernis nie meer krag het oor jou lewe nie, as donkerheid jou nie meer moet versmoor nie, wat moet gebeur? Terwyl dit donker is, terwyl jy die versmoring beleef, terwyl jy deur al hierdie goedjies gaan, staan op. Ja, 1 hoofstuk later, Jesaja 61, praat jy van die gees van die Here is op my om baie genesing te bring, baie vrylating te bring, baie in my te omvorm, sodat die stryd kan rustig raak, sodat hy vir my sieraad, sodat hy vir my skoonheid, sodat hy vir my beauty for ashes, etc. Ons sal eendag daar kom weer, met hy skrif. Hy sal dit doen, maar dit is nie, hy gaan dit eers doen, en dan is jy bereid om op te staan nie. Hoofstuk 60, voor 61. Die feit dat 61, die Here nie perform het. Hy het nie perform, en Jesaja 61 het nog nie gebeur nie. So hy verstaan, hoekom ek nog nie gaan opstaan nie. Jy staan op, omdat jy respek het vir hom, en omdat jy sy woord glo. Klaar. Maar dis die begin van die proses van jou deurbraak. Want dit is loof God, and then he will bring confusion among the enemy. Maar jy begin met loof God. Laat God die mure laat val, en dan loof ons die Here. Nee. Laat daar niks gebeur. Dan loop jy om die stad. 1 dag, 2 dag, 3 dag, 4 dag, 5 dag, 6 dag, 7 dag, en 7 dag, kom ons raak nou regtig desperaat, en kyk of hierdie miracle nou dalk vandag gaan werk. En doen dit nou baie keer, op 1 dag, want dit het eintlik nie gewerk nie. Nou raak ons desperate. Nee. Verby die desperateness, verby daai desperaatheid is, hulle kies om God te gehoorsaam. Klaar. So jy staan op, en jy loop rondom. Jy gaan sit nie in daai Jerigo nie. Jy gaan probeer nie daai mure omstoot nie. Jy begin nie kap aan 'n muur nie. Jy doen wat God sê. Jy doen wat God sê. Hallo, dis ons met mekaar. Jy gaan sit nie in jou probleem nie, jy loop om hom, as dit God se strategie is vir jou. Mag dit so wees, my broer, my sis, staan op, word verlig. Hoekom? Want jou lig het gekom? Nee, want jou lig kom. Omdat jy dit glo, as jy dit glo, staan op. En die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here, dit is sy skoonheid, dit is sy mooiheid, that is his beauty, his attractiveness, his splendor, dit wat jou laat verstom staan oor wie hy is. Staan op uit hierdie goedjies wat jy kan sien, hierdie goed wat jou kan intimideer, hierdie goed wat jou kan moedeloos maak, hierdie goed wat jy wil oorwin, sodat jy suksesvol is. En as jy hierdie goed oorwin, dan is jy suksesvol. Staan op verby hierdie tipe van sukses in die lewe. Staan op, en God beloof, die lig sal kom. Maar in daardie lig is dit nie vir jou net om te sien, om te verstaan, om te sien wat God sien nie. Maar dit is sy skoonheid, his splendor he want to put on you.
He wants to put His beauty on you, that your life can become beautiful. Sodat die lewe, die verhoudinge, dat dit mooi kan word. En mooi is vergifnis. Mooi is genade, wanneer ek iets verkeerd gedoen het. Mooi is God wat saam met my stap, en my nie begewe, my nie verlaat nie. Mooi is nie, ek is perfek nie. This splendor is the splendor of the Lord. It's not your splendor. Hallo? Sy heerlikheid sal oor jou opgaan. Mense sal sien die skoonheid van God op jou lewe, as jy opstaan. Maar hoeveel ouens, wat ek ook onthou wat ouens vir my gesê het, daar is nie manier dat ek die Here dien nie. Kyk hoe miserable is daai klomp Christene. Kyk hoe hy het nou 'n bietjie ander ekstra woorde gebruik, maar kyk hoe miserable is daai klomp Christene, nie 'n magtige. Ek wil nie soos een van hulle word nie. Maar as hulle miserable is, dan fight hulle met mekaar. Ek kon net wegloop en sê, Here help ons, vergewe ons. Ek het dit vir hom ook gesê, ja, maar vergewe die Christen. Ja, vergewe ons. Ons maak hom die lekker klomp foute. En dis ouens wat besef, hey, ons maak 'n klomp foute. Ons het 'n verlosser nodig. En dis hoekom ons hier staan. Maar as jy opstaan, my boet, my sis, en vat dit as 'n woord, sê dit vir jou familie, sê dit in jou situasie, spreek dit oor jou emosies, spreek dit. En dit wat deur jy gaan. Want ja, daar's areas wat ons sê, ons staan op, en dan is daar ander areas, ons staan op, maar as ons by daai verkeerde vriende kom, of dan bly jy stil. En daai stil bly is, ek gaan lê, ek gaan nie opstaan nie. Staan nie op teen die persoon nie. Nee man, jy moet jou sê kan sê. Nee, ek het nou genoeg van hierdie gehad. Ek het nou genoeg van hierdie nonsens gehad van my vriende of van my familie of van wie ook al. So ek staan nou op. Staan op in die vlees. Jy het die woord van God teen jou. Die vloek is op jou dat jy sal val. Want hoogmoed kom voor die val. So wees versigtig hoe jy opstaan. Jy staan op net omdat God gesê het, staan op, sodat sy lig kan kom en die skoonheid van vergifnis, the splendor and the beauty of forgiveness, the splendor and the beauty of grace for you and others. Wow, wat is my Afrikaans vanmôre? Dat dit oor jou sal wees, my boet, my sis. Begeer daardie skoonheid, En dis nie net, ek sal nou maar vergewe. In die kruis is 'n liefdesboodskap. In die vergifnis en die genade is die skoonste liefdesboodskap van 'n God van die heelal. En as jy dit kan raak sien, en as jy dit kan bewonder oor jou lewe, sal jy daai bewondering selfs wat jy ontvang het van hom, kan jy dit gee. Want om te vergewe is mooi. Om genade te kan gee is mooi. Om nie kritiek te hê en die vinger te wys en die dit ding. Daar is jy ploeg en versuip daar in duisternis. Jy versmoor in duisternis. Wanneer dit nou net hierdie stryd is om al hierdie goed van die woord te doen. Het jy verstaan wat dit gekos het vir jou om vergewe te word? Het ek verstaan wat dit gekos het om net kind genoem te word? Om net vanmôre te sê, Vader, of Jesus, en te glo hy is jou koning. Mag ons nooit vergeet, wat ons is net genade. Is net genade. En genade is nie, ek gaan op die hel mis nie. Genade is nie net, ek sien nie moeilikheid nie. Dis 1% en die ander 99% is iets anders. Mag die Here jou help, my boet, my sis. Staan op, word verlig, want jou lig kom. Die heerlikheid, the splendor of the Lord, sal oor jou opgaan. Want kyk, dis 'n bevel, want jy gaan dit nie noodwendig sien nie. As die Bybel daai 3498 keer dit sê, nee, dis meer. Kyk, hoeveel keer sê die profete, kyk, hoeveel keer sê Jesus, die seun van God, die apostels in die Nuwe Testament, Moses, die hele spul, die hele
wonderlike mense. Hoeveel keer sê hulle dit? Kyk, want die mensdom, ek en jy, gaan dit nie noodwendig sien nie. So wanneer jy die woord kry, die opdrag kry, kyk, is dit omdat jy dit nie noodwendig gaan sien nie. Want jou oog gaan so maklik besig wees met ander goedjies, dat jy moet gebeveel word om te kyk. Almal sê kyk. Selfs as iemand in die moeilikheid is, of hy is besig met robbies, wat sê die pa of die ma vir die seun? Kyk vir my. Net ek het dit gesê, nie julle nie. Daar sê. Ja, ons is met mekaar. Want God is ernstig. God wil 'n saak met ons hê. Hallo, is ons met mekaar? Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Daar sal misleiding wees. Dit sal geklik irrasioneel wees, dit wat gaan gebeur. So dit wat daar buite gebeur, hoe mense dink, ek is 'n dit of ek is 'n dat of ek is 'n identify as 'n hond of wat ook al ek wil mee. Et cetera en al die res. Die donkerheid gaan kom en die donkerheid gaan nog baie meer kom as wat hy nou is. En veg nie die donkerheid nie, want die donkerheid moet kom, maar die donkerheid dien die boodskap van die lig skyn. Die donkerheid dien, serve the purpose for the light to shine bright. Hallo? As dit nie so daglig is, en ons dink almal is daglig, en jy sit die kersie daar buite aan, wie gaan hom sien? Maar as dit pikdonker is, dis nie volmaan nie, die man, hy is weg. En daar in die veld, is 'n liggie wat brand. Dan sien jy dit. Pikdonker, hier was niks gewees nie, en 'n buurman ry verby, en hy sien daar hieronder in die bosse, daar brand 'n lig. Ons kom kyk, hoe is dit 'n rooi en 'n swart en 'n wit, en dit is wat, of sataniste, of wie ook al, rituele gedoen het hierso. En so die ou vyand het geweet, hierdie plek is aan die Here gededikeer. Ons het dit weggevat, ons het nagmaal daar gebruik, soms so kruis uitgekap, en die hoender met al die naalde, en al die gemors weggevat. Hoekom? Dit sê net een, die vyand is bekommerd. As jy 'n aanval kry van die vyand, dan is die vyand, omdat die vyand bekommerd is, dat jy gaan 'n impak hê, ten koste van sy agenda. Dis ons met mekaar. Donkerheid die volke, maar oor jou, almal sê, maar oor my. Kom ons sê, duisternis, donkerheid, maar oor my sal die Here opgaan. Sal die Here opgaan. Wat sal gebeur? Hoe die Here opgaan? Die Here sal gesien word, want jy het besluit om te staan en uit te staan. En wat sal uitstaan is, die Here wat oor jou opgaan. Die Here wat oor jou opgaan. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die liefde wat die vrees uitdryf. Die lig wat die duisternis uitdryf. Hallo, die wysheid wat die foolishness openbaar van die wat dink hulle het die antwoorde. Dit sal oor jou opgaan, dit sal oor jou kom, jy sal verstom wees oor wat jy sê. Hallo, jy sal verbaas wees dat jy vrede het ten spyte van, want God gaan oor jou op. Amen. Mag die Here ons help. In Jesus naam. En sy heerlikheid sal oor jou gesien word. The beauty of heaven will be seen over you. Skryf hom sommer neer. The beauty of heaven will be seen over you. Waar moet die wêreld sien dat daar iets is soos 'n liefdevolle God in die midde van al hierdie chaos en goed wat gebeur? God moet gesien word. En waar sal hy gesien word? Oor sy kinders, as sy kinders opstaan. As sy kinders genoeg respek het vir God om op te staan ten spyte van. Nie net wanneer hulle in 'n opinie saamstem nie. Dis fariseer wat kom besluit, hoe ver stem hulle saam en hoe ver stem hulle nie saam nie. Om te justify, om te regverdig wat hulle sal doen en wat hulle nie sal doen nie. Die Here gaan ons help. Amen. Tweede een, Micha. Wees nie bly oor my nie, oor my vriendin. Al het ek geval, ek sal weer opstaan.
Al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. Ek sal weer op. In die ander vertaling, ek sal weer opstaan. I will rise. Moenie treur nie. Moenie treur nie. Is ons met mekaar, en baie keer is ons betreurenswaardig of beklaanswaardig, soos wat ek ons hierdie week gehoor het. Jy's waardig om gekla oor te word. Betreurenswaardig, jy's waardig dat mense oor jou treur, en mense oor, jy weet daai Job, dat jy kan sê, moenie oor my treur nie. Dis nie kompassie nie. Glo en weet, ek sal weer opstaan. Hoekom? Al sit ek in duisternis, hoekom? Ek gaan opstaan, want die Here is 'n lig vir my. Kom ons sê, ek sal weer opstaan. Al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. So glo dit, my boet, my sis, glo dit. Want jy staan op om uit te staan. Jy staan op om uit te staan en te wys wie is die lig in daai situasie. Jy sit in daai situasie, die ouens is moedeloos, daar's nie 'n antwoord oor die finansies, daar's nie 'n antwoord oor goed wat gebeur met dinge daar waar jy betrokke is, daar by jou werk of daar by die universiteit of by die tegnikon of by die skool daar, en jy sien nie die oplossing en jy sien nie hoe kan jy die oplossing kry nie. Moenie moedeloos word nie en sê vir jou siel, jy gaan nie moedeloos word nie. Gaan net jou gee, sê vir daai siel, jy gaan nie moedeloos word nie. Daar sê. Want vanuit jou gees, jy gaan opstaan. Ek sal opstaan. Want God is my lig en hy's by my, hy's in my. So ek sal opstaan. So Here, is die oomblik wat U vir my sê ek moet praat. Die oomblik wat U vir my daai gedagte gee. Ek verwag die gedagte wat lig bring in duisternis. Dit sal gebeur. Het jy vanmôre die geloof? Het jy vanmôre die geloof? Mag dit so wees. Psalm 40 vers 2. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep, gehoor. En my hulp geroep, gehoor. Ek het die Here lank verwag. My broer en my sis, een groot, wat is die woord? Sleutel, wat is jou verwagting? Vra jou buurman, wat is jou verwagting? Is allemaal hier. Daai arend wat daar so gaan sit op die kraans. Daai arend wat gaan sit op die kraans. Wat is sy verwagting? Hy gaan sit daar omdat hy moedeloos is. Nee. Hy gaan sit daar en pluk die vere uit en die snavel af en daar sit die arend vanuit moedeloosheid. Hy sit en hy, soos die arend, met 'n verwagting. Op een of ander manier weet daai arend, ek sit hierso en ek gaan nuwe krag kry. Ek sit hierso nie om te vrek nie, 'n dier of 'n voël. Ek sit nie hierso omdat ek emosioneel plat teen die grond is nie. Ek is bewus van my krag is weg. Maar as daai arend dit kan verstaan, my boet, my sis, die beginsels van God, it can be clearly seen in creation, sê die skrif. Wat is jou verwagting? Het jy verwagting dat jy sal opstaan? Hallo? Is ons nog hier? Ek wil julle los met daai ene. Psalm 42, wil ek ook gooi daarso. Wat buig jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Ek vra jou weer, wat is jou verwagting? Amen. Kan ek vir jou vers 9 gee, julle skryf dit mos neer, doodseker. Ek het lus om my God, om U welbehae te doen. Kom ons sê, ek het lus om die Here te dien. Ek het lus om bietjie woord te lees. Ag, kom ons sê, ek kan dit sê, nee. Ek het lus om bietjie woord te lees. Ek het lus om 'n bietjie te bid. Kom ons sê, ja, nee. Ek het lus om die regte ding te doen. Kom ons vat die laaste een. Ek het lus om te vergewe. Moenie hom sê nie. Maar dan gaan daar 'n situasie kom waar jy moet vergewe.
My sis, dit is ek het lus om te sien dat die bloed kan werk. Ek het lus om te sien die impak van vergifnis, want ek weet die impak van vergifnis op my lewe. En wanneer jy vergewe, wanneer jy iemand vergewe het, weet jy, dis asof jy opstaan en daai persoon kan opstaan. Hoeveel van julle weet, as jy weet, daai ou het 'n issue met jou, daai persoon het 'n issue, dit bring dreinering. Veral as dit iemand is wat jy baie voor lief is. Hallo? Ek het lus om te vergewe. Mag dit so wees, is ons hier. Ek het lus, dis nou 40 vers 9. Ek het lus om my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, u weet dit. Ongelukkig in ons verlede, nooit meer in ons toekoms, het ons al ons lippe nie bedwing, wanneer ons nie so lekker voel oor die saak nie. Of wanneer ons bietjie vies is, of wanneer ons bietjie, hoe sê hulle, keelvol is. Jy moet vol van die woord wees, vol van genade, vol van die gees. Maar ons weet hoe om te sê, ek is nou keelvol. Nie julle nie, ek en ander mense. Maar wat ek sê, hallo, hoe gaan ons so lus word om in sy teenwoordigheid te wees? Lus om te loof, lus om te bid, lus om met sy woord om te gaan, lus om sy welbehae te soek. Lus om gehoorsaam te wil wees. Nie sodat ek nie in die moeilikheid is nie, maar lus om dit te doen, en ek glo, dit is moontlik. Die las is lig, die juk is sag, om wel te kan gehoorsaam as ek die Gees vra en vanuit die woord leef. Die Gees vra, nie deur krag of deur geweld, deur my Gees. En die woord vra, jy met die wapenrusting aan. Staan. Word verlig. Jy met die wapenrusting aan, Efesiërs 6. Skryf maar neer, hy is nie hier nie. Staan. My grootste voorbereiding is om 44 skrifte te kat en net 'n paar te gee. Hey, Efesiërs 6. Almal sê staan. Alright, sê dit as jy dit bedoel. Staan. Kom ons maak as wie korporaal is en die troepe is almal lui. En jy gaan vir hulle nou sê staan. 1, 2, 3. Daar sê. Dit kyk vir my reg. Okay. Wie van julle was in die army? Ek en wie? 11. Hey man, as die korporaal spreek. En dan kry jy nog die ouens. Weet ek was in 'n groep gewees. En dan sit Vriaan! En allemaal gooi en hol. Want jy weet, as jy nie daar is nie, gaan ons hardloop. Daar was so een, so cool dude. Jy weet, hy was nog so vir die eerste maand lekker haai op allerlei goedjies wat hy oral gekry het. Dan kom ons uit. Dan cruise hy hier uit. Die korporaal, hy blaas sy top. Maar dan kyk jy die korporaal aan as die korporaal mal is. En dan kom staan hy so nie waar hy moet staan. Kyk, die ouens, hulle het baie van hom gelag, maar die aand het hulle hom gevoeter. En nou moet almal hardloop, omdat hy so hierso op sy cool. As jy dit gaan sien in 'n fliek, gaan jy dink, ag nee man, dis gestaged, dis nie regtig. Ja, wat ek sê, mag God jou help, mag God my help, dat ek met respek die woord verstaan, wat as die woord sê, staan, dat jy sal staan. Dat jou siel, die stem in jou gees sal respekteer. Jy het 'n stem in jou issue, jy het 'n stem in jou opinie, jy het 'n stem in jou emosie, jy het 'n stem in jou regverdiging, jy het 'n stem in soveel goed is daar stemme. Wie gaan wen? Wie gaan wen? 'n demokratiese storie. Daar's 'n stem in jou gees, die stem van jou gees en die stem van die Heilige Gees in jou gees. Maar wie gaan wen? As jy die woord nie in jou siel kry nie, as jy die woord nie in jou emosies kry om jou emosies reg te rig, as jy die woord nie kry wat jou gemoed vernuwe, dat die stemme al hoe meer die woord word in jou siel. Is jou siel vernuwe, is jou gemoed vernuwe, dan is die stem van die woord meer as die stem van 'n ander gemors.
En as daar 'n stemmery is in hierdie stelsel, dan is daar ander gemors uitgestem. Want daar was te veel woord. Daar was te veel woord. Daar is te veel woord in Jesus, hy is die woord. So Satan kan maar enige skriffietjie bring. Wat die waarheid is 'n regte skriffie. Maar Jesus wat die woord is, sê net, daar's ook geskrywe. Daar's ook geskrywe. Daar's ook geskrywe. En hy sê daar stemmetjie vir jou, jy weet. Ek wil sommer nou 5-houdige klap gee. Of jy het sekere dingetjies wat jy hier voel. Is dit die woud van die woord, wil ek amper sê. Is dit die verkiesing is besig om te kom, nee. En volgens die verkiesing gaan sekere goed gebeur en sekere goed nie gebeur nie. Hoe gaan dit met die verkiesing daar in jou lewe? Hoe gaan dit met die verkiesing in jou lewe, my boet, my sis? Wie staan in jou emosies? Wie staan in daardie wyk? Wie staan in die wyk van jou opinies? Wie staan in die wyk van jou verhoudinge? Wie staan in die wyk van jou omstandighede, van jou finansies, van jou teleurstellinge, van jou sukses? Wie staan in die wyk van waar jy God vir jou voorgesien het en jy sit al die blessings en jy voel jy het 'n gesag om te sê wanneer en wanneer nie, want jy het hierdie sukses en jy het hierdie 15 miljoen ontvang. Ek het baie keer geskrik. Jy weet wanneer jy vroeger daai salarisie van so 3000 kry, dan's tiende van R300 maklik. Nou ek kry nie 300,000 vandag nie, moenie vrees nie. Maar wat ek sê, ewe skielik hierso maak die Here die miracle van 'n huis oop en op die ou end 'n miracle van om 'n huis te koop teen geklike wonderwerkpryse. En ewe skielik kom ek agter, wat 'n stuk vlees is hier in my wat goed wil regverdig oor tiende. Maar weet jy, Dr. Jonathan, dit gaan eintlik maar goed met hom. En al sulke rabbies. Weet nie hoe ek dit sê nie, maar al wat ek sê is, wie het die finale stem? Maak seker in die verkiesing daar in jou hart oor goedjies van wat gaan gebeur en wat gaan nie gebeur nie. Dat daar meer stemme is van die woord. Want as die gemoed vernuwe is daar 'n stem. As die Heilige Gees gerespekteer word, gaan jy hoor wat Heilige Gees sê. Dan is die gewete skoon. Dan is jou gewete mooi. Dan is hy nie skuilie nie, jou gewete. Hallo, en mislei jou nie. Mag God jou help, mag God my help, sodat jy kan sê, ek het lus om saam met die heiliges te wees. In die groot vergadering, sal ek opstaan en ek het 'n getuienis. Ek sal opstaan en sê, weet jy, dis wat die Here sê. Of dis wat ek net wil getuig. Ek het dit reg gekry om dit alles, dit louter vreugde. Pure joy, die juice. Jy weet, ek het pure joy. Want daar was 'n klomp beproewinge en ek kom agter, daar's nog steeds hierdie joy in my. Jy het nie 'n getuienis dat die beproewing en die goedjies is verby nie. Jy het nie 'n getuienis dat al die omstandighede het verander nie. Jy het 'n getuienis dat jy is in staat om dit louter vreugde te ag. Ek ag dit, ek kies dit. Ek kies om dit so te sien dat dit louter vreugde is as ek deur al hierdie goed gaan. En ek wil dit net getuig. Ek het daai deurbraak gekry. OK. Dan kom daar al hoe meer 'n lus. Maar jy sal 'n geleentheid gebruik om eers by God se agenda uit te kom. Wat maak nie saak wat die situasie is. Vroeger het ek het altyd rylopers opgelaai, vroeger. En maak nie saak langs. En my sussie ry saam met my en ons ry in hierdie vollakkie, ek is nog 'n student en ek gaan iemand oplaai en my sussie, hier gaan ons alweer. En ons stop en sy draai die ry af en sy sê, wil jy saamry? My boetie gaan vir jou preek, hy gaan vir jou sê, jy moet tot bekering kom, anders gaan jy brand in die hel, en dit en hy gaan nie ophou met jou te praat en te preek, totdat jy jou hart vir die Here gee nie, wil jy nog saamry? Ja, ek was nogal kwaad vir haar. Maar wat ek sê, en ek moet myself kyk vandag en check, dat ek dit nie flou raak nie. So 3 van julle weet dalk, van op 'n stadium was dit baie keer warm, wat so deur jou gekom het. Pas op dat dit nie vervlou nie, né? En as dit vervlou het, my sis, en ons gemaklike Christene geword het.
En ons sal opstaan wanneer ons voel, dit is tyd om op te staan. In plaas van, ons het 'n opdrag elke dag in enige iets. Staan op, staan op. Staan op as jy God se lig wil sien. Staan op as jy wil hê God se lig moet oor jou skyn. Staan op as jy wil hê sy heerlikheid, sy skoonheid, his splendor, his wisdom, his peace, his joy will rise over you. Na almal om jou. Laat dit so wees. Halleluja. Is ons met mekaar. Ek het die Here lank verwag. Verwag die moeilikheid, jy gaan net bly sit. Jy gaan bly sit. Spreuke 24:16. Want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. My broer, my sis, wat sê hy van die regverdige? Jy sal nie glo nie, maar hy val tot sommer 7 maal. Die regverdige bly nie net staan nie. Die regverdige val in goedjies. Die regverdige gaan deur goedjies. Die regverdige mis dit baie keer. Die regverdige maak baie keer, sê baie keer 'n verkeerde ding. Maak 'n verkeerde besluit. No justification. Hy sê, maar die verskil tussen jou en die ander man is, jy staan weer op. Jy staan weer op. Want deur die genade, deur die krag van die Gees, in die naam van Jesus, you have that capacity. Jy het die kapasiteit. Nie om perfek te wees nie. Nie nou nie. Eers eendag. Maar jy het die kapasiteit om op te staan. Terwyl die ander man het nie daai kapasiteit nie. Mag God jou help, mag God my help, in Jesus naam. Ek haas my. Goed, hier gaan ons. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Wat sê? Jy gaan deur 'n klomp goed, maar jy in duisternis, jy sien nie wat gebeur om jou nie. Hallo? Jy sien nie wat om jou gebeur nie. Is ons nog hier? Maar jy moet wakker word. Ontwaak jy wat slaap. Staan op uit die dood. Daar's 'n slaap wat soet is. Daar's 'n slaap waar God dit gee aan sy beminde. Hy gee dit aan sy beminde in die slaap. Het iemand dit al gehoor? Efesiërs 5 vers 14. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. So my broer, my sis, daar's 'n slaap wat dood in hom het. Daar's 'n slaap wat in God se rus is. Mag jy God se vrede beleef en in sy rus ingaan. En dat jou slaap tot jou voordeel is, dat jou slaap daar is omdat jy rustig tevrede by jou God is. En jy jou hand en jou lewe in sy hand is. Amen. Amen. Maar daar's areas wat ek en jy moet wakker word. Wakker word van, ek kan nie meer net so aangaan nie. Ek kan nie net meer so myself regverdig. Daar's nie tyd regtig. Al hierdie tyd om in die woord te wees. Al hierdie tyd om te bid nie. Om hierdie lewenstyl aan te leer. Ek klim in die kar en begin in tale bid. Of klim in die kar en vra Heilige Gees wat ek moet doen. Of gaan in Pick n Pay en jy jou agenda van 17 goedjies wat jy moet gaan koop. Maar daar's altyd nommer 18. En dit is Here, wat wil jy doen? Daar's altyd nommer 18. Of dalk is dit nommer 1. Here, wat wil jy doen? Dalk is dit 1 tannie, wat jy net moet sê. Onthou tannie is kosbaar vir die Here. Ek weet nie van 'n ou tannie wat jou heel moontlik gaan vloek nie. Maar sy gaan na kyk en sê, daar was 'n heel wild vreemde persoon. Hy was bietjie weird. Hy het saam met my begin praat en hy het dit en dit gesê. Met my dogter vir my gesê, toe ons hulle klein was. Maar kom ons sê almal iets moois van mekaar. Wat kan jy van mekaar iets moois sê, voordat hulle almal vir mekaar iets sê wat moet aangewerk word. As jou kinders vir jou sê waarin jy moet werk, dan jo. En haar mooi deel was, ek hou daarvan dat papa bietjie weird is.
Ek tog thanks hoor. Jo. Maar alright, dis nou dit. Nee man, julle vat my aandag weg. Waar is ons nou? Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. Daar's goed, denke wat in jou gemoed kan wees. Daar's areas waar die dood werk en die verkeerde dood. Waar jy veronderstel is om op te staan vir die Here. Is ons met mekaar, anders gaan die skrif nie daar vir ons wees in die woord nie. Ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Staan op, word verlig, want God gaan oor jou skyn. Hy gaan oor jou skyn. Die Nuwe Testament dieselfde. Maar hoe? Jy moet kies om wakker te word en te sien, jy sit in duisternis. En die God sê om eerlik genoeg te wees met jouself. En te besef, hierdie area in my lewe is duister. Wanneer laas het die Heilige Gees vir jou gewys 'n area wat duister is? As jy sê in die afgelope 10 jaar nie eintlik nie, dan twyfel ek, dan het ek 'n vraagteken oor hoe loop jy saam met die Heilige Gees dan? Tensy jou naam Jesus is. Maar as jy hom toelaat om te wees wie hy is, dan gaan hy jou korrigeer ook. Not just nie net die bemoediger nie. Hallo, nie net die bemoediger die Heilige Gees nie, maar hy gaan vir jou korrigeer. Hy gaan korreksie aanbring. Hallo, as hy jou herinner aan die woord en die woord aan jou oopmaak, dan is dit nie so dat jy 'n fantastiese openbaring het. Wow, ek het hierdie openbaring gekry van die woord en ek onthou nou die woord. Hoekom? Die Heilige Gees is hier en hy sal julle herinner aan die woord en hy sal dit vir jou oopmaak. Hoekom moet hy jou herinner? Want op grond van hy woord moet daar verandering kom. Jy herinner jou kind aan iets, hoekom? Want dit is belangrik en hy besef nie hoe belangrik dit is. Kom ek vat hom weer. Jy herinner jou kind aan iets, hoekom? Want jy weet hoe belangrik dit is. En hy besef nie op daai oomblik hoe belangrik dit is nie. Ek praat nie van ouens wat vanuit worry en stres en vrees dit vir sy kind sê nie. Maar jy herinner, het jy hom gevang? So die Heilige Gees gaan jou herinner. Die Heilige Gees wil jou help. Want as areas, jy kry die openbaring, hy herinner jou aan die woord, hy maak die woord vir jou oop, want daar is sekere goed wat moet verander. Daar is sekere goed wat jy moet opstaan uit die dood. En dat God oor jou skyn. Nie net dat jy 'n deurbraak het nie, nie net dat jy suksesvol is nie. My broer, my sis, daar is nie 'n ding van vir jou om net 'n aardse sukses te beleef. Dis nie God se plan met jou nie. Dis nie plan 1 nie, dis dalk plan H, wat toevallig ook gebeur. As hy jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie. Ja, wat jy doen sal voorspoedig wees as jy mediteer op die woord. Daar sal al die beloftes, maar die plan A. God wil oor jou skyn. Staan op uit die dood. Staan op, laat die lig skyn. Staan op en word verlig, want God wil oor jou skyn. Hy wil wys wie hy is vir Bloemfontein. Hy wil wys wie hy is in opvoedkunde, in politiek, in besigheid, in administrasie, in watter veld jy betrokke is. Hy wil wys wie hy is. Gaan jy die respek hê daarvoor om te besluit, ek sal opstaan, maak nie saak wat nie. Want God het gesê, staan op. Ons is met mekaar. Christus sal oor jou skyn. Dan gaan ons na die laaste een. Matteus 5:16. Laat julle lig so skyn. Almal sê, so skyn. En hy sê dit met meer attitude. So skyn. So jou lig kan skyn. Jy en jou klein hoekie en my. As ek my vrou wil opzir, dan sê, liefie, kan ek 'n bietjie koffie hê? Jy kry niks met daai teemstemmetjie. Goeie reaksie. Laat julle lig so skyn. Nie net daar in die hoekie nie. Ek weet dit was 'n opregte lied. Maar wat sê ons? Daar's 'n manier hoe jou lig moet skyn. Jou lig kan skyn. Jy's 'n Christen, almal weet jy's 'n Christen, hulle respekteer jou as 'n Christen, jy's bly en so daarom is jy tevrede met jou werk daar waar jy is. Rabbies, dit gaan nie oor jou nie. Dis nie veronderstel
dat hoe hulle jou respekteer as Christen, en hulle sal nou nie so grappie voor jou maak. Hulle sal jou meer met respek hanteer. God het jou nie geroep vir daai lewe nie. Dis jammer. As jy vir hom staan, sal daar duisternis teen jou kom. Maar wat sê ons dan? Dis nie net die lig skyn, want almal weet nou ek's 'n Christen. Maar hy gaan op 'n sekere manier skyn. Op 'n sekere manier gaan die lig skyn. Laat julle lig so skyn voor die mense. Voor die mense. Dat hulle julle goeie werke kan sien, nie net julle preke nie. Hoe kom jy by daai goeie werke? O ja, dis mos ook deel van dagwoorde. Die Here het goeie werke vir julle voorberei. Maar dat hulle julle goeie werke kan sien. Dit wat jy doen moet mense kan sien. Dat die lig van God is in daai werke. Jou raad wat jy gee, jou counsel, jou besluite, jou strategie in die besigheid, hoe jy finansies hanteer, hoe jy met integriteit loop, hoe jy met karakter loop, hoe jy getrou sal wees, hoe jy nie lui sal wees nie, hoe jy nie net ietsie sal vat nie, hoe jy nie jouself sal regverdig nie, hoe jy sal optree asof vir die Here, asof die baas die Here is, asof die baas se naam Jesus Christus is. Doen alles asof vir die Here, nie waar nie? Hallo? En daar so voor die mense, daar waar jy beweeg, daar by die universiteit, daar waar ook al jy beweeg, jou lig skyn op so 'n manier voor mense. Op watter manier? Deur jou werke, deur dit wat jy doen. Ek is so moeg. Ja, ons raak moeg. Maar as ek permanent moeg is, is fout. Kom jy by God uit? Kom jy by die Here uit? Vra jy die Here, Here, hoekom is ek so moeg? Geef my woord. Wat is die woord wat ek moet spreek? Geef my woord oor my emosies, hierdie goed wat ek voel. Geef my woord oor my omstandighede. Geef my woord oor hoe sterk ek is in my gees. Geef my woord oor of my gemoed vernuwe is. Geef my woord oor. Sit daai vrae neer wat jy dink, wat aspekte, wat kan maak hoekom jy moeg is? Of blame the system, of just blame somebody else. Man met die intalent en die woord sê jy moet alles verloor wat jy het. Slegte ontroue diensknegt. Nee, wat is die plek van getrouheid? Eerstens jy gaan dit doen asof vir die Here. En as jy dan moeg is, as jy frustreerd is, as jy moedeloos is, dan gaan sit jy by God en kry die woord van die Here. Hoekom voel ek so? En hoekom voel ek so? Praat met my Here. Praat met my Here. En daardie ou, as jy nou 'n ligte skermutselingkie gehad het met jou vrou of met iemand, dan noem hulle partykeer iets soos time out. Nie hulle nie, ander mense. Time out. En dan moet jy na die Here toe gaan. En die Here het nog nooit vir my gesê, ek is reg, my vrou is verkeerd. Daar was altyd iets wat ek moet werk, of altyd iets wat ek moet sê, sorry voor, of altyd iets. Mag die Here ons help. Amen. Dat hulle julle goeie werke kan sien, en dan vir julle sê, wow, jy's 'n mooi Christen. Dat hulle jou goeie werke kan sien en sê, wow, ja, daai ou is daarom, dis nou 'n man van die Here. Daai is 'n man van karakter, dis 'n man van integriteit. And then you did it. Nee, dan het jy dit nog nie gedoen nie. Jou sukses is en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. As jou werke so praat, as jou lig op so 'n manier skyn, dat hulle nie anders kan as om jou Vader in die hemele te verheerlik nie, dan was jy getrou. Dan het jy regtig opgestaan. Dan het jy regtig jou lig laat skyn. Of hulle nou daardie God gaan dien, of daai God nie gaan dien nie. Farao sal sê, Darius sal sê, Nebukadnesar sal sê, die goddeloosste ouetjies, die ou wat as 'n God aanbid word, Farao. Sy God is die ware God. Sy God is die ware God. Dis iemand wat sy lig so laat skyn. En dat deur sy werke, deur sy woorde, deur sy wysheid van Daniël, van Josef, van daardie manne. Sy God is die ware God. Nee, daai ouetjie, hy is daar maar 'n oulike ouetjie. Ja, hy was. Maar
die sin, sy God is die ware God. My broer, my sis, dan het jou lig geskyn. Dan het jy opgestaan. Dan het jy opgestaan. In die tyd van krisis, in die tyd wanneer wysheid nodig is, sal jy die paleise instap. Jy sal in die paleis instap met dit wat uit die hemel uitkom. Want Farao en al die waarseers en al die ouetjies gaan sê, ons weet nie. And you will shame the wisdom of the world through the wisdom of God, wat net deur genade aan jou gegee is. Heilige Gees, kom en doen dit in ons lewe. Ons vertrou U daarvoor. Here, Here, ons wil onsself vir U gee. Word verheerlik in deur oor ons lewens. Terwyl die oë gesluit is en jy sit en jy weet jy het gebed nodig, want daar's areas waar jy lê. Jy voel jy lê in daai area. Net daar waar jy sit en jou hand opsteek, ek wil graag vir jou bid. As jy net daai verklaring moet maak, deur te sê ek staan vanmôre op in daai area, daai spesifieke area wat jy nou aan dink. Lig net jou hand, ek wil vir jou bid. Vir daai ons. Vader, ek bid vir elke man en vrou wat uitreik na U toe nou in die naam van Jesus. Ek bid dat U sal aanraak op so 'n ontsaglike spesiale manier. Dat U sal ontmoet, dat U oor hulle sal opgaan, U lig sal oor hulle opgaan. Ek spreek oor hulle dat die mooie, die skoonheid van die hemel sal oor hulle skyn. The splendor of God will shine over them. Ek bid dat U vir hulle 'n kosbare werk sal doen, soos wat hulle in hierdie tyd na U toe uitreik. Laat dit so wees, Here, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. En almal sê, Amen.